Welkom by nog 'n episode van Ek wil boer. Vandag kuier ons hier by oom Boesman. Hy boer in die sentrale dele van Namibië. Hy boer met bees en hy boer met skaap. So kom ons kyk wat hy vir ons kan leer. Nadat ons aangekom het, het ons 'n draai saam met oom Boesman gaan stap deur sy skaapkamp om bietjie meer te leer oor hoe hy met skaap boer. Hier terugkyk, dis alles kort bossies, daar's omtrent nie baie gras en goeters nou nie. En dan hier waar ons nou staan, raak die gras nou al hoe langer. Ja. Hier's geen skaap. Want die skaap wil net in die kort gras. Hy wil in die kort gras aan die einde van die dag, omdat hy knibbel en nie gras kan afsny. Ja. Wil hy nie lang gras hê nie. En hier sien jy dit nou presies. En as ons nou hier vanaf ons nou verder stap, dan sal ons nou sien waar is die skaap op die oomblik. Ja. En die rede hoekom hulle daar En hoekom hulle daar is. Ja. En daarom is in die beesboerdery areas is dit baie goeie ding dat jou skaap wy saam met jou bees of jou van die area waar jou bees besig is om te wy. Ja. Want die bees maak die gras korter en dan kan die skaap op daai korter gras kan hulle aanby. beeg. Dan sal ons nou hierdie area kry waar ons nou staan. Hierdie grasies wat hier opkom is heeltemal 'n ander soort gras en hy word ook nie hoër as wat hy nou huidiglik in saad staan nie. En dit is hoekom ons dan ook die meerderheidskaap hierso sal aantref met hulle lammertjies as wat ons hulle sal in die lang gras kry. Oom Boesman, oom het gesê oom het begin met skape, oom het met van rooi begin en oom het ander skape probeer. Wat is die rede hoekom het oom sy skaapboerdery gemaak soos wat oom dit nou het en hoekom het oom gekies op die ras wat oom nou het en wat se ras oom nou gebruik op die stadium? In die stadium gebruik ons nou het ons oorgegaan van al die ander rasse af na Meatmaster toe. Meatmaster aan die einde van die dag het minder baie meer loopvermoë as gevolg van sy beenstrukture en goed. Uit goeie moederinstinkte maak sy lammers groot. En dan hy's 'n ou wat baie bos eet. Ja. So in die droogte tye as daar alternatiewe bos is soos jou vaalbos, voeterbos en al daai tipe eetbare bos gaan jou Meatmaster nie swaar kry. Ons het in die afgelope 8 jaar met 2 droogtes het ons met die eerste droogte in 2018-19 het ons oor 100 skaap verloor. In 2024 se droogte het ons nie een skaap. En dit is gaan alles en oom het aan die begin van rooi gehad en hulle is nie bosvreters. Rooi is nie 'n groot bosvreter nie. Hy sal wel blaartjies oral afhaal, maar hy is 'n ou wat hou van gras. Hy dit gaan oor die area ook. Ek meen aan die einde van die dag moet 'n mens nie 'n ras afskiet nie. Maar as die ras nie in jou omstandighede aanpas, dan help dit nie jy gaan met hom aan, want jy gaan met te veel moeite hê en jy gaan skaap verloor. En dan jou ander ding is alhoewel ek nie van tweelinge hou nie. Van rooi is nie geneig om vir jou tweelinge te gee. Maar die Meatmasters het wel doen. Meatmaster is omtrent ons het huidiglik het ons 'n 30% vir hierdie lamseisoen. Jy wil wanneer die skaap gebruik word as 'n ekstra inkomste of 'n addisionele inkomste om 'n kontantvloei op jou plaas te hê, wil jy die skaap aan die einde van die dag so gou as moontlik van jou veld afkry. Ja. So jy kan speen op 4 maande en jy kan slag op 6 maande, 7 maande. Die gemiddeld huidiglik op 7 maande goeie omstandighede is tussen 18 en 21 kg. Wat jy nie by van die ander rasse gaan kry. Jy gaan sekere rasse gaan net sukkel om daarby op daai ouderdom. So as mens kyk hoekom oom gaan dit na die Meatmasters, ons eerstens oom het langer gras hierso, oom het meer bosse hierso wat ons kan gebruik. So oom die Meatmaster eet meer bos. Hy doen beter omdat sy bene langer is in die langer gras. Hy speen vinniger. Hy slag beter uit. Dit is alles voordele van die ras wat ons gebruik op 'n vroeë ouderdom wat ons gebruik.
Oom sê oom moet ook deur die droogte nie byvoeding of voere bygegee nie. Wat het oom gegee gedurende die droogte om die skaap deur te kry, want soos ook gesê het, die veiding was baie min, maar kom moes hulle deur die droogte gekry. Ons het hulle na 'n gedeelte toe geskuif wat in die berg is en daai berg kom daar nou sekelbos voor, daar kom 'n raasblaar voor. Raasblaarbome het ons getrim sodat die skaap hulle kan eet en dan het die gras nou maar hoe korter dit in die bergagtige gedeeltes word, hoe beter eet die skaap dan nou. Ja. Want hulle wil die kort hê wat ons oog nie sien hulle. En dan het ek dwars deur die jare gee ek vir my skaap ekograsveld lek. In die groentyd kry hulle ook 'n bietjie fosfaatlek, maar hoofsaaklik ekograsveld. En dit het vir my oor die jare is dit 'n produk by wie ek uitgekom het wat vir my net een wonderwerk doen. So hy kry al die minerale, hy kry alles die basiese goed wat hy nodig het om te oorleef, kry dan nou uit die in die droogtyd het jy 'n byvoeding nodig wat jou vertering aanhelp en vitamiene gee en proteïene 'n bietjie bysit en so aan. Want omdat hoe droër dit raak, hoe swakker raak jou kwaliteit. Ja. So jy moet dit aanvul. Dit is nie ek het geen skaap gevoer deur die droogte gevoer. Ek het net hierdie led gebruik en hulle na die regte areas toe geskuif waar daar bos is, 'n geskeidenheid bos. Balans in die veld met verskeidenheid is 'n baie groot key. Ja. Daar moet 'n verskeidenheid wees. Daar moet 'n alternatief wees vir iets wat opraak. Ja. Oom het ook gesê oom sit nie die ramme heeltyd by die ooe nie, oom het 'n sekere tyd wanneer ramme bykom. Wanneer is die tyd ideaalste tyd wat oom graag wil lammers hê wat hulle moet aankom, Desember, Januarie? Ek kan nie sê dat daar regtig 'n ideale tyd is nie, maar in ons omgewing en by die laaste min reënval wat jy kry of onvoorspelbare reën wat jy kry, 'n lam moet melk hê of 'n ooi moet melk hê sodat die lam kan groei. Jou lam begin al hier op 20 dae begin hy ook al rondpesel en hy moet groenigheid hê. Met ander woorde, ek het my teenstrydig met wat die norme was. Het ek my lamseisoen verander dat my skaap in Februarie lam. Ja. En dan het ek 'n goeie periode wat as dit nou reën, wat die lam kan ontwikkel en groei en die maat genoeg melk en sy kry nie swaar nie, veral met die tweelinge. En dit maak ook op die ouene dat hy vroeër kan speel en vroeër kan slag, want hy as hy begin start reg is dan sy beginstart is dan reg. Hy het alles wat hy al die behoeftes waarna hy moet wil hê het hy. Ja. So ek haal my ramme dan deur die jaar uit en ek laat my ooe in Februarie. En dan die ooe, jong ooitjies laat lam ons nie voor hulle nie 'n jaar oud is. Maar dit werk dan nou mooi in die stelsel. Dan die ander vraag wat ek nou ook al gedink het aan oor wat baie mense se eie opinies het. Baie mense sê jy moet jou lammers jou ramlammers kastreer. Ander mense sê los hulle net so. Wat het oom ondervind met dit deur kastreer hom of nie kastreer hom nie? Wat is die voordele en so iets? Ja, daar's 'n rede, selfs is met wees is daar 'n rede daarvoor. Ek wil hy hou die manlike instinkte met 'n beter body wat hy doen en alles. Maar dit skep probleme want jy moet hom apart hou. Ja. Jy gaan 'n ekstra kamp moet daarvoor hê. En hy moet heeltemal uit jou trop uitkom. So is daar ook 'n prysverskil aan as jy nou gaan slag by slagpale, is daar 'n prysverskil teen 'n ram en teen 'n hamel? Of is dit Daar was 'n stadium gewees dat van die voerkrale in Suid-Afrika het verkies dat jy nie die bulkalers moet sny nie. Maar dit is van korte duur gewees aan die einde van die dag, want as jy op 'n veiling kom, is daar in die verkeerde ouens is die dag, daar gaan jy minder geld kry vir jou kalf wat nie gekastreer is. Ja. En by skaap, as hy onder ram val, gaan jy 'n ander prys kry teenoor 'n gekastreerde hamel. Dis hoekom op jou veilingspapier sal jy sien, hulle dui dit aan, castrated. Ja. En vir daai hamel gaan jy 'n ander prys kry. Ja. So in die normaal is dit net die beste en kastreer die goed so vroeg as moontlik, doen die kastrasie en jy het nie 'n trop probleem nie, jy het nie goed nodig om apart te sit nie en al daai tipe. Ja, ek sit September sit ek my Ramadan by die ooe. Okay.
Om het ook gesê dat as die inentings wat hom doen hom redelik vroeg of om sy stelsel so uitgewerk vir die omgewing waar hom is, om die regte dosering te gee op 'n sekere tyd en wat vir hom werk. Ja, die groot ding is dat nie alle enstowwe kan op 'n vroeë ouderdom by lammetjies gebruik word nie. Daar is wel enstowwe wat jy op 14 dae alreeds vir lammers kan gee. Dis waar ons ook dan nou begin. Ons gebruik ook alles in een, kan jy maar sê, tipe enstof. Dat jy nie 110 kere jou diere moet hanteer, want dit is moeite en dit is werkstyd wat verlore gaan. So aan die einde van die dag gebruik ons Multivax P, wat dan vir jou 'n baie breë spektrum gee vir siektes, en daai word weer opgevolg na 3 maande, en so ontwurming gebruik ons dan weer 'n ander middel wat basically uitwendig en inwendige parasiete met een slag behandel. Want dit maak die hantering minder en dan gaan die werkstyd verlore en daai tipe goed nie. Maar ons doen dit van vroeg af. So as die lam of die ooi van volgende jaar reg gedoen is, dan het jy nie siektes. En die ma aan die einde van die dag sal dan nou weer alles oordra aan die volgende lam. Wat ook baie belangrik is, as jy die inentings reg doen, behoort daarvan van daai siektes oorgedra word deur die biesmelk van die ooi na die lam toe met geboorte. So jou geboorte sterftes is raak dan aan die einde van die dag ook baie minder. Is daar baie mense sê jy moet jou doserings doen wanneer dit begin groen raak of die seisoene verander? Is daar tye wat oom het, of spesifieke tye wat oom die ooe dan ook doseer, of is daai een keer is tog as jy dit reg van die begin af doen, gaan jy nie dwars deur die jaar reg baie met dosering rondkarring nie. Dit hang af van watter jaar en wanneer dit gereën het, en dan een jaar sal jy op party kampe 'n hoër wurmlading, is 'n ander kampe, en bankrotwurm is natuurlik jou, al sy naam sê wat dit is jou grootste vyand wat verliese veroorsaak. Maar as jy die goed voorberei het, jy kan nie skape die eerste maand van dragtigheid en die laaste maand voor lamtyd kan jy nie doseer. So jy sal 8 weke basies voor jy die ooe by die ram sit, sal jy jou doserings doen of wat jy dan ook al moet doen. En dan los jy. Dan moet jy nie, want jy vir hulle gooi hulle lammers af as jy die vergeerde goed in die eerste maand van dragtigheid en in die laaste maand van lam. As jy die verkeerde goed doseer, gaan hulle afgooi. Is dat wanneer jy in jou lamtyd met jou skaap, dis nou oppas, ons praat nie van die suide nie, want ek dis 'n hele ander scenario. Gaan daar dalk 'n ooi vrek of daar's 'n lam wat nie lekker is nie en so aan so. Jy kan nou dorp toe ry en jy kan R1000 vir 'n sakkie poeiermelk gaan betaal. En op die einde vrek die ding maar nog steeds. So ons het nou voor lang jare terug het ons melkbokke gehad wat ons dan hierdie weeskind lammetjies maar laat aandrink het. En dan die belangrikheid van 'n lam se gesondheid is die eerste 3 ure moet hy biesmelk inkry. En by jou beeskalwers is dit dieselfde. Daarom klas ons ook die bees so dat 'n kalf wat nog nat is, opstaan en rondstruikel en binne 'n halfuur drink, is jou kwaliteit. So algemene goeie goedkoop metode is om beesmelk te vat, bietjie water by te sit omdat die beesmelk bietjie sterk is, en 2 eiergele, en jy help die lammetjie daarmee vir so 'n paar dae. Jy moet net geel, die eier geel gebruik en nie die wit nie. So dit is maar dit help. Dit bring vat baie lammers deur sonder om baie goedkoper, makliker meer en iets wat jy het wat jy kan gebruik. Wat jy altyd het, ja. Jy het altyd eiers by die huis, jy het seker 'n bietjie beesmelk by die huis. Ja. Dis baie goedkoper. Ja. En dit werk. Die eiergeel is die ding wat eintlik dan die ding doen. Dit was die einde van ons eerste episode by Omboesman. As jy meer wil weet, meer wil sien, volg ons op Facebook, subscribe by ons YouTube channel, want dit maak dit moontlik dat ons nog video's kan maak. Sien jou in die volgende episode.